Goeiemôre. Jy luister na die 15de oordeenking in die reeks, 'n paar maal om die son. Vanoggend se tema is: die lewe is. As jy nie kans gehad het om na gister se oordeenking te luister nie, wil ek tog vra dat jy eers daarna luister en dan na vanoggend se oordeenking. Hoe het jy die sin voltooi? Die lewe is. Ek hoop regtig jy het die tyd geneem om dit te doen, want sonder om dieper te grawe, sal jy die letters en sinne in jou lewe rondskuif in die hoofstukke wat jy skryf, maar nie noodwendig jou storielyn snap of verander nie. Daar is geen verandering moontlik sonder bewuswording nie. Ek sê dit weer. Daar is geen verandering moontlik sonder bewuswording nie. Kyk nou na jou antwoorde van gister. Wat het jy neergeskryf? Die lewe is. Is jy verras oor sommige van jou antwoorde? Ek weet nie van jou nie, maar ek was nog elke keer verras toe ek dit gedoen het, dat ek soveel spontane antwoorde hier binne in my bære, nie eens geweet daarvan nie. Nie werklik gedink of geweet dat ek so oor die lewe dink nie. Dit is nou die een oggend waar ek wens ons kan almal in 'n groot sirkel sit en na mekaar se antwoorde luister. Terwyl ek nou die enigste een is wat die vermoë het om antwoorde te deel ek 'n paar van dit wat ek neergeskryf het. Die lewe is interessant. Die lewe is nie 'n reguit lyn nie. Die lewe is vol verrassings. Die lewe is 'n kuns wat bemeester moet word. Die lewe is 'n mengsel van vreugde en pyn. Die lewe is 'n keuse en keuse en keuse. Die lewe is deur 'n kreatiewe God aan ons geskenk. En ek neem aan dat ons, wat na die beeld van God geskape is, self kreatiewe wesens met ons lewe moet wees. Die lewe is makliker as jy humor het. Die lewe is deels drama, deels gedig. Die lewe is 'n potloodskets. Die lewe is 'n heilige sug. Die lewe is 'n reis saam met ander. Die lewe is verniet gegee, absoluut uit genade. Die lewe is in sy volheid, ietwat soos 'n mirage op die horison. Die lewe is 'n traan in die een oog en 'n lag in die ander. Die lewe is 'n reis na God. Die lewe is die kuns om siel en liggaam bymekaar te hou. Die lewe is oneindig misterieus. Dis so die helfte van dit wat ek neergeskryf het. Kyk 'n bietjie weer na jou antwoorde. Is daar van hierdie sinsnedes wat jy dalk behoort te hersien? Niks van ons antwoorde is absoluut nie, behalwe as dit 'n belydenis oor God is wat ons terugvind in die Bybel. Die res daarvan is almal oop vir hersiening, uitbreiding, verandering, vervanging. Terloops, die sinsnedes wat ek hier neergeskryf het, is vandag heel anders en meer lewensbevestigend en positief as wat ek neergeskryf het in 2020, 2022 en 2024, toe ek hierdie oefening gedoen het. Van hulle was in daardie stadium ietwat versmorend. Die lewe is 'n hindernisbaan. Die lewe is 'n legkaart sonder 'n omslag, bedoelende iets om dit mee te vergelyk. Waarmee is jy besig om te bou? Ek sien nie die prentjie nie. Die lewe is 'n opeenvolging van take, 'n verpligting op verpligting. Die lewe is 'n liefdesverhaal. Die lewe is 'n simfonie. Die lewe is 'n avontuur. Ek voeg daar 'n paar by wat meer lewensbevestigend is as van die ander. Ek moes my perspektief op lewe hersien
En vir myself vra, maar waarom? Waarom sou jy dit sien as 'n legkaart sonder 'n prentjie of 'n opeenvolging van take? Wat het gebeur? Hierdie oefening is so belangrik want ons draai ons oë 'n bietjie na binne om onsself van binne te aanskou. Die gesegde wat ek nou gaan noem is so absoluut belangrik. Be careful how you interpret the world. It is like that. Pas op vir hoe jy die lewe interpreteer, want dit is so, tussen hakies, vir jou, dis jou waarheid. 'n Gesegde wat nou hieraan verwant is, ons sien nie die wêreld soos dit is nie, ons sien die wêreld soos ons is. Genigtig, ons kan lank oor daai sin nadink. Ons sien nie die lewe soos dit is nie, ons sien die lewe soos ons is. So dink 'n bietjie na. Hoe het hierdie oefening jou gehelp om insig te verkry in jou eie voorstelling van die wêreld? Wat is een ding wat jy vandag saam met jou kan neem, wat jy moontlik kan hersien? Bedink dit vandag. En hersien dit, as dit nie in jou guns stel nie, as dit nie lewensbevestigend is nie, veral as dit nie ooreenstem met die wil en die woord van God nie. Watter van hierdie antwoorde potjie jou eerder as wat dit jou help? Watter van hierdie antwoorde is lewegewend, inspirerend, moedig jou aan? Watter van hierdie antwoorde kan jy dalk in die hiërargie van jou denke opskuif in belangrikheid, dat jy meer daarin dink, meer daarop fokus? Deel vandag dit wat jy ontdek het met 'n ander, net met iemand. Iemand by die werk, 'n gesinslid, skakel 'n vriend. Deel dit met iemand. Salomo het die wyse woorde gespreek. Bewaak jou hart meer as enigiets wat bewaar word, want daaruit ontspring die lewe. Vir die Bybelse mens is die hart nie die pompie in ons bors nie, maar die setel van ons menswees. Ons gedagtes, ons emosies, die wilsbesluite van ons lewe en aan wie ons lojaal is. Bewaak jou hart, meer as enigiets wat bewaar word, want daaruit ontspring die lewe. Hoe mooi is dit? Hoe is die lewe vir jou? Maandagoggend gaan ek nog 'n vraag vra. Miskien selfs 'n belangriker een. Kom ons bid saam. Ons gebed kom uit die groot gebedeboek. Here Jesus Christus, son van geregtigheid, skyn vandag in my hart en in my lewe. Laat my u lig weerkaats. Laat iemand wat u nie as Here en Verlosser ken nie, vandag in my teenwoordigheid aangeraak word deur die glans van u liefde, wat deur my na hom of haar skyn. Dankie dat u my sondeskuld op u geneem het. Dit gee my die vrymoedigheid om, hoewel ek nog sondig in my aard is, vir u 'n lig te wees. Herinner my vandag in al my verhoudinge aan u opdrag. Doen aan ander, soos jy wil hê hulle aan jou moet doen. Dit bid ons in Jesus naam. Amen. Liefde en 'n geseënde naweek vir elkeen.